The eyes of others became our prisons, their thoughts our cages. Die oë van ander word ons tronke, hulle gedagtes die hokke wat ons vashou. Maar wat van jou oë? Bou jou uitkyk op die lewe en jou uitkyk op jouself dalk vir jou 'n tronk of 'n hok? Jy sien, tronke praat van skande. Wanneer jy iemand in 'n tronk gooi, dan sê jy, "Sies, kyk wat het jy gedoen, ons sluit jou toe, ons wil jou nie tussen ons hê nie." En hokke praat van daai geknelde potensiaal, hoe ons eie potensiaal partykeer kan kleiner maak. Ek onthou, toe ek nog 'n laaitie was op laerskool, moes ons baie keer in die klas boek lees. En dan het ek daai boek gelees, maar my oë het altyd vinniger as my stem beweeg en dat ek vasgehaak, want my oë trek hier en my stem is nog hier. En dan skielik verloor ek die woorde langs die pad en dan het ek so skaam gevoel. Ek het so gevoel, ek het alweer die fout gemaak. George, jy kan nie eers lees nie, is jy dom of wat gaan met jou aan? 'n Gevoel van skande het die mees ingrypende, beperkende effek op ons siel. En ek weet, jy kyk dalk vandag na my en jy sê, "Oh, ek het nie daai probleem nie." Hoe weet ek dat skande wortel geskiet het in my hart? Ek gun myself nie meer iets nie. Ek gun myself nie geluk nie as gevolg van wat 'n fout ek gemaak het. Ek gun myself nie 'n nuwe verhouding nie, want ek het 'n fout gemaak met verhoudings. Ek gun myself nie voorspoed nie, want ek het iewers langs die pad 'n fout met geld gemaak en dalk bankrot gegaan. Ek gun myself nie, ek gun myself nie, ek gun myself nie, want eintlik het ek shame of skande in my hart. Jesaja 54 vers 4 sê, moenie bang wees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie. Moenie vernederd voel nie, want jy sal nie verleë wees nie. Ja, die skande van jou jeug sal jy vergeet. Ek sê altyd, ware geloof sluit ons potensiaal oop. Ware geloof is daai geloof wat ons potensiaal meer maak, nie minder nie. Onthou jy, in die ou dae, 'n miljoen jaar terug, was daar 'n man met die naam van Sias Reineke, en hy het daai sang gesing, Sproetjies, en op 'n stadium in hierdie liedjie sing hy vir die meisie, en hy sê vir haar, ek wens jy kon jouself deur my oë sien. Miskien sit God in die hemel vandag, en hy sê vir jou en my, ek wens jy kan jouself deur my oë sien. In die Bybel lees ons dat daar net 2 keer was wat Jesus verbaas was. Dink daaraan, die God van die heelal, die een wat alles van almal weet, is verbaas. Dis 'n groot ding. En beide hierdie kere wat Jesus verbaas was, het dit te doen gehad met geloof. En ons tema vandag is geloof wat die oog vang. Geloof wat die oog van die mense om my vang. Geloof wat die oog van die koning vang. Hoe kry ek daai geloof? 'n Hoofman, 'n Romeinse hoofman stap na Jesus toe en hy sê die volgende. Hy sê, Rabbi, maak my slaaf gesond asseblief. En Jesus sê vir hom, okay, kom ons gaan, kom ek maak jou slaaf gesond. En dan gee hierdie hoofman oor 100 'n antwoord wat Jesus verstom. Hoor wat sê Matteus 8 vers 8, ek lees vir jou. Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, maar sê net een woord en my slaaf sal gesond word. Want ook is ek 'n man wat onder gesag staan en met soldate onder my bevel. Vir een sê ek gaan en hy gaan en vir ander ene sê ek kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek doen dit en hy doen dit. Wat sien hierdie hoofman in geloof wat ek en jy en die Jode misgekyk het? Hierdie ding wat hy sê wat Jesus so verbaas het. Jy sien hy maak 'n koneksie. Hy maak 'n koneksie tussen geloof en gesag. En baie keer dink ek en jy geloof het met ons wilskrag te doen om te fokus en te glo en onsself te dwing om te glo. Maar hierdie hoofman sê nee, daar's 'n lyntjie wat getrek word deur gesag, tussen gesag en geloof. Onthou jy? Ek en jy het net nog gesê dat skande in ons hart beperk ons. En hierdie man sê, my slawe luister nie as gevolg van wie ek is nie,
maar as gevolg van wie ek verteenwoordig. Ek verteenwoordig die Romeinse ryk. En as jy nie vir my luister nie, word jou hande of jou tone of jou kop of iets afgekap. Dit wat ek verteenwoordig bepaal die gesag wat ek het. Wie is die een wat jy verteenwoordig? Hy is die een wat jou en my skande met sy eie bloed weggewas het. Ek sien, want geloof gaan nie oor jou of oor my nie, maar geloof gaan oor wie verteenwoordig ons. En ek sê altyd, geloof werk. Geloof werk nie as gevolg van wie ek is nie, maar as gevolg van wie hy, wat my met sy bloed gewas het, is. Nou, hoekom was Jesus so verbaas toe hierdie hoofman hierdie ding kwytraak? Matteus 8 vers 10 sê, en toe hy dit hoor, was Jesus verwonderd. En hy het gesê, ek sê vir julle, by niemand in Israel het ek so groot geloof gevind nie. Nou, wat het sy geloof anders gemaak as ons almal geloof? Ons het almal natuurlike geloof. Met ander woorde, ek gaan sit op die stoel want ek glo natuurlik, hy gaan my dra. Ek sal niks oorkom, ek gaan nie op die grond val nie. En die Jode het baie natuurlike geloof gehad, maar hierdie man se geloof was anders. Hy het gestaan hoe gesag inpas by geloof. Want dit was nie net in die hoofman se gedagtes waar hierdie geloof geleef het nie, maar ook in sy dade. Toe hy die geleentheid gehad het wat die koning van die Jode in sy huis sou kom, het hy gesê, nee, ek verstaan gesag. Ek het respek vir u en vir u tyd bly. Ek weet, sê 'n paar woorde en my slaaf sal gesond word. Met ander woorde, hy het gedoen. Hy het gesê, praat u hoef nie na my huis toe te kom nie. My vraag is, waar leef geloof? Geloof leef in die doen. Dis een van die grootste sleutels wat ek vir jou vandag kan gee. Hoe groei geloof? Geloof groei in die doen. Baie mense dink as hulle meer lees, meer bid, meer Bybel lees, meer studeer, dan sal hulle geloof groei. Al die dinge is belangrik. Om te bid is belangrik, ons 'n koneksie met God, om die woord te lees is belangrik, want ons sien die potensiaal wat hy in ons ingebou het, die opdragte wat hy vir ons gee, maar dit laat nie geloof groei nie, doen laat geloof groei. Begin klein vandag. Miskien moet jy opstaan môreoggend en sê, ek gaan glimlag vir hierdie dag. Ek gaan nie glo dat hierdie dag op my gaan val nie. Ek gaan smile vir vandag. Miskien moet jy klein begin en môre 'n R10 saai in iemand se lewe wat dit nodig het. As jy 'n lewensmaat het, begin dalk deur hom of haar hand vashou. Dalk vir die eerste keer in 'n baie lang tyd. Jesus was verbaas, want hier's 'n man wat verstaan geloof gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor die hom. 'n Man wat verstaan dat geloof gaan oor gesag. Geloof gaan nie oor wat ek doen nie. En ek het vandag vir jou goeie nuus. Dis nie van vandag af nodig dat jy gaan try om te glo, dat jy gaan fokus, dat die are op jou kop staan om net te glo nie. Geloof kom by daai plek waar jy sê, ek staan onder gesag. Ek staan onder iemand wat meer gesag as ek het. Hy is die backup vir my geloof, en daarom as ek praat met omstandighede, moet daai omstandighede luister, want ek verstaan gesag. Daar was 'n tweede keer, wat Jesus ook verbaas was, en die keer was nie oor geloof nie, maar oor ongeloof. Hy kom in wat is hy plek se naam? Kapernaum? Nee, het was nie Kapernaum nie. Waar het Jesus groot geword? Nasaret. Hy kom in Nasaret, en hy gaan in die sinagoge in, en hy maak die boek van Jesaja oop, en hy lees profetiese woorde, wat praat oor wie hy eendag sou wees. En na dit sê hy vir die mense in Nasaret, dit is wie ek is. En hoor wat gebeur in Markus 6 vers 3. Hierdie mense reageer, sommer net daar in die sinagoge, en hulle sê die volgende, is hy nie die skrynwerker, die seun van Maria, die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simeon nie? Woon sy susters nie onder ons nie? Is hy nie, hy sê vir ons is die Messias, maar ons ken hom, hy het nie groot geword. Hoe kan hy die koning van die Jode wees? Hoor wat sê die volgende sin.
en hulle het aan hom aanstoot geneem. Hoor wat sê vers 5. En hy kon nie 'n enkele wonderwerk daar verrig nie, behalwe dat hy 'n paar siekes gesond gemaak het, deur hulle die hande op te lê. Vers 6, en hy was verbaas oor hulle ongeloof. Wat 'n groot woorde. Dat die aanstoot van mense so kragtig kan wees, dat die krag van die Seun van God nie kan werk in Nasaret nie. En baie keer is daar aanstoot in jou hart, en in my hart, wat maak dat ons geloof nie werk nie. En aanstoot is nie net om kwaad te wees vir iemand nie, dis 'n reaksie van ongeloof. Ons neem aanstoot wanneer ons uitgesluit voel. Ons het net nou gesê, skande sluit uit. Wanneer ek loop met hierdie skande in my hart, dan voel ek uitgesluit en dan neem ek aanstoot baie keer teen God self. En dan maak ek God kragteloos in my lewe. Ek neem aanstoot. Skande beperk potensiaal. My vraag is vandag, sluit jy jouself uit? Ek wil dit weer vra. Sluit jy jouself uit? Is jy by daai plek waar jy sê, ek het soveel skande in my hart, wonderwerke gebeur nie vir my nie. Ek het sulke groot foute in my lewe gemaak, God luister nie meer na my nie. Ek verdien nie sy guns nie. Ek verdien nie sy goedheid nie. En my vraag vandag is, wat het gebeur? Toe ek 'n skoolseentjie was in stand 5, sê die juffrou eendag vir ons moet 'n gedig skryf as huiswerk. Nou ek het groot geword in die platteland, dit was die wêreld waar ons altyd gesê het, cowboys don't cry. As jy seer gekry het, jy het nie gewys nie, as jy swaar gekry het, jy aangegaan, asof niks verkeerd is nie. En hier kom die juffrou en sy gee vir my, wat daarvan hou om perd te ry en baadjie te jaag, en te kere te gaan hierdie opdrag skryf, 'n gedig. En ek onthou, ek het daai middag gaan sit in my kamer, stil geraak, en ek het net begin om hierdie gedig te skryf. Sy naam is Die See. En ek onthou nog, toe ek die gedig geskryf het, is dit nou 'n klomp goed wat by mekaar gekom het in my gemoed, en ek skryf hierdie gedig, en dit maak net vir my sin. In Engels sê ons, ek is in die zone as so iets gebeur. Die volgende dag kom ek by die skool, en die juffrou sê vir my, vir elkeen van ons, lees julle gedigte voor die klas, en ek lees my gedig, en terwyl ek dit lees, sien ek hoe almal begin fokus en stil, jy kan nie 'n naald oorval nie, en hierdie gedig werk net. En toe gebeur daar iets, wat my heeltemal ontkant gevang het. Ek bars in trane uit. 'n Seun in die land van cowboys don't cry, huil in die klas voor al die seuns, en al die meisies oor sy eie gedig. En weet jy wat? My reaksie op my eie sukses, ek gaan myself nooit weer in hierdie posisie plaas waar ek huil voor mense nie. Die effek van daai dag se besluit het baie lank in my lewe gewerk. Ek onthou toe ek na skool is, sê ek vir die ouens in die weermag, waar's die rofste eenheid? En dan sê vir my, nee, die parabats, en ek gaan soontoe, ek doen kere, en ek gaan soontoe, en ek doen wat ek geglo het baie stadium net manne doen, ek gaan deur die hel toe en terug, en ek huil nie een keer nie, ek wys vir niemand pyn nie. En ons was in daai tyd, het ons nie pelotonne gehad, soos in infantry nie, ons het valke gehad, en ons was 18 mense in hierdie valk, en in daai tyd verloor ek, staan ek 9 van my vriende in my valk aan die dood af. Die gevolg daarvan is ek kon nie eers huil oor een van hulle nie. Ek het beland in hierdie onmoontlike posisie, want hierdie ding het my gedryf, wat sê jy sal nooit weer in daai omstandigheid van blootstelling beland nie. En weet jy wat? Ek het my eie potensiaal klein gemaak in my hart oor een event, baie jare terug. Ek wil vandag vir jou sê, verstaan jou potensiaal. Moenie jou potensiaal kleiner maak en sê, omdat dit gebeur het, sal ek nooit weer dat doen nie. Moenie jouself beperk nie, want jy krimp, jy smoor jou eie geloof. Hoe verstaan ek my eie potensiaal? Jy sien, ons moet eers die rede verstaan hoekom Jesus aarde toe gekom het, voordat ons weet hoe groot ons potensiaal is.
Jesus het aarde toe gekom, verseker om ons sondes te vergewe, maar hoor wat sê hy self, wat sy groot rede. Hy het gekom om die natuur van die Vader vir die mense te wys. Wat 'n groot opdrag. En toe gaan hy, en hy praat met sy disippels en met ons, en hy sê, gaan doen julle dieselfde. So ek en jy is hier, om die natuur van die God van die heelal, vir die wêreld te wys. Ons moet sy grootheid wys, ons moet sy sterkte wys, ons moet sy sagtheid wys, ons moet sy liefde wys. Wat 'n verantwoordelikheid. Weet jy hoeveel potensiaal het God in jou gesit om dit te kan doen? Eendag loop Jesus 'n blinde man raak. En die mense, inteendeel sy eie disippels, vra vir hom, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore was? En ek en jy doen mos dieselfde, as ons 'n fout maak, of iets kom ons oor, dan sê ons, wie se skuld is dit? Wie het gesondig? Wat het ek nou weer gedoen? God luister nie meer vir my nie, want ek het foute. En dan in Johannes 9 vers 3 sê Jesus, nog hy, nog sy ouers het gesondig, maar dit het gebeur, sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Wanneer dinge skeefloop vir jou en my, dan sê ons, wat se fout het ek gemaak, en ons trek daai mantel van skande en shame aan. Tussen sê God, hierdie ding het gebeur, maar ek gaan my grootheid deur jou geloof vir die wêreld wys. Maar jy sien, jy kan nie aan jou foute en jou geloof gelyktydig vasklou nie. God sê, ek maak jou foute so ver soos die ooste van die weste af, dan sleep ek en jy daai foute terug in ons gemoed en in ons lewe in, want ons weier om ons eie foute te laat gaan. Hoor mooi, jou en my foute is nie 'n diskwalifikasie vir ons geloof nie. George, maar hoe ontsnap ek hierdie tronk van skande en hierdie hok van beperkte potensiaal? Ek gaan vir jou 4 wenke gee. Ek gaan nie praat oor hulle nie. Ek wil hê jy moet gaan dink oor hulle die week. Ek gaan hulle net noem. Maar dis so kragtig, dit kan jou vrymaak vir die res van jou lewe. Eerstens, erken skande in jou hart vir wat dit is. Skande praat nooit die waarheid nie. Skande veralgemeen alweer. Jy is alweer een van die dommes. Jy is blond, so jy moet onnoosel wees. Ek is alweer in die dogbox. Skande praat nooit die waarheid nie. Veral as hy met jou oor jou praat. Skande het net een doel, om jou te beperk. Maar jy sien, jou vyand weet, as hy jou kan beperk, dan kan jy nie vir jou wêreld wys wie's God nie. Want jy leef met daai gemoed van beperking, jy stoei vir oorlewing die hele tyd, en jy het nie geloof wat jou uit die staat van oorlewing kan uithaal en in oorwinning kan sit nie. Die tweede een wenk wat ek wil gee, en dit is 'n scary een, is bring dit aan die lig. Gaan na iemand toe wat jy vertrou, iemand wat nie skinder nie, iemand wat groot genoeg is om jou konteks te verstaan en vir jou die empatie te gee wat jy nodig het. En vertrou daai persoon met die geheim wat jou in skande hou. Vertel dit vir iemand, maak nie saak wat dit is nie. Jesus self kom en hy sê, bly mekaar julle sondes, sodat julle gesond kan word. Nou wat doen ons in ons kerke baie keer? Ons preek en ons getuig van vooraf oor alles wat regloop in ons lewe. En ons skep hierdie illusie dat niemand foute het nie. As iemand in 'n kerk inkom en hy het 'n fout, dan kyk almal om met 'n houtoog en 'n plankbril aan, want ons het hierdie euforia geskep. Maar die Bybel sê, wanneer julle by mekaar kom, bly mekaar julle swakhede. En ek wil vandag vir jou sê, laat die lig skyn op daai ding wat jou in skande hou, so jy gesond kan word. Derdens, ontwikkel en oefen self-empatie. Met ander woorde, wees goed en wees sag teenoor jouself. Kom by daai plek waar jy jouself nie meer verder dryf nie, maar waar jy by die plek kan kom, waar jy goed en gesag kan wees vir jouself. Gaan luister laasweek se woord. Ons het gepraat oor, ons werk nie vir rus nie, maar ons werk vanuit rus. Dit gaan jou regtig vry maak. Wees goed
en sag teen jouself. Geef vir jouself die empatie wat jy verdien. Haal jouself vir 'n slag van die hoek af. En dan laastens, anker jou identiteit wie jy is in iets groter as wat jy is. Anker dit in wie Jesus vir jou was. Wie was Jesus vir jou? Hy was die een wat in die kruis gehang het en net voordat hy gesê het, dit is volbring, het hy gesê, Vader, vergewe hulle sondes, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Baie daar weet ek en jy nie wat ons doen nie, en ons maak droog. En dan is Jesus daar, wat sê, my bloed is gestort, sodat jy onmiddellik vergewe kan word. So ek wil afsluit met hierdie woorde, een van die ankers van hoe ek my identiteit vasmaak en ontdek is, vergewe jouself. Ek is iemand wat kan overthink, soos die Engelsman sê, ek kan my eie foute oordink en partykeer ontwerp ek sommer 'n nuwe foute vir myself wat ek nie eers gedoen het nie. En is als kom dit van hierdie vlug vir skande. 'n Nederige hart kan homself wees. Die Bybel sê Moses, wat al die wonderwerke gedoen het, was die sagmoedigste man op aarde. Dawid, wat baie foute gemaak het, was genoem 'n man na die hart van God. En ek wil jou vandag in die oë kyk en ek wil vir jou sê, jy is 'n man of 'n vrou na die hart van God. En wanneer ek vandag hier gaan afsluit, wanneer ek hierdie kamera afgesit het, gaan ek onmiddellik bid vir jou. En ek gaan bid dat jy by die plek sal kom wat jy hierdie woord sal grondvat en wat jy sal sê, Vader, ek kan myself vergewe. Ek haal myself vandag uit die tronk uit, ek haal myself vandag uit die hok uit. Ek gaan nie die skande op my skouers dra nie, en ek gaan verseker nie by die plek wees waar ek my potensiaal gaan krimp, dit kan inpas by dit wat die vyand van my dink nie. Seën vir die week, gaan nie elke oomblik voluit in. Geniet elke oomblik voluit. Onthou, elke sekonde behoort aan jou en jy is op hierdie aarde of almal om jou, sy grootheid en sy goedheid en sy krag te wys. Jy kan, want dit is in jou. Ek sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd, mooi loop.